Ons is besig, broeders en susters, met 'n hele reeks prediking oor die lig vir die wêreld, 'n reeks wat gaan aanhou tot seker April maand, Mei maand 2017. En vanoggend gaan ons dan stil staan by Johannes 1. En die tema van ons woordbediening vanoggend is die heerlikheid van God se enigste seun. Die heerlikheid van ons Here en ons Verlosser, Jesus Christus. En kom ons lees dan saam uit Johannes 1 vanaf vers 1 tot 14. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Miskien moet ek net dit sê, hierdie woord verwys na ons Here Jesus Christus. In die begin was die woord daar, die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om getuienis af te lê. Hy moes van die lig getuig sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes oor die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom. En tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom. En tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie. Nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie. Maar God is hulle Vader. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit: dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Kom ek lees weer vir ons Johannes 1 vers 14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. En dan besonderlik hierdie woorde: ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Weet jy, broeders en susters, Johannes, as hy besig is om hierdie evangelie van hom neer te skryf, dan is hy, ja, mens kan sê, kinderlik opgewonde oor die menswording van ons Here Jesus Christus. Johannes 1 is eintlik 'n lied daarop. En wat hom so geweldig opgewonde maak as hy die dinge vir ons begin neerskryf, is dat hy en die ander apostels die heerlikheid van ons Here Jesus Christus gesien het. Hy
Hy sê dit vir ons. En dit is wat hom so opgewonde maak as hy reg aan die begin hierdie dinge skryf in sy evangelie. Maar nou is die vraag dadelik, maar wat het hulle dan nou eintlik gesien as hulle praat van die heerlikheid van Jesus Christus, die Seun van God? Hoe lyk hierdie heerlikheid van Jesus Christus waaroor Johannes so opgewonde is? Weet jy, dis vrae wat in 'n mens se binneste gaan as jy Johannes 1 lees. Weet jy, hierdie vraag verdiep. Eintlik, daar kom eintlik net nog meer vrae by jou op. As 'n mens 'n bietjie deur die Kersverhaal lees. Want baie vinnig, as jy deur die Kersverhaal lees, kom jy agter dat hierdie heerlikheid van Jesus Christus wat Johannes besing, dat dit regtig iets unieks moet wees. Want weet jy, in die Kersverhaal is daar min dinge wat jou werklik herinner aan aardse heerlikheid. As 'n mens deur die Kersverhaal lees, dan kom daar 'n ander getuienis na vore. Alles getuig in die Kersverhaal eintlik van eenvoud, van groot nederigheid, selfs van armoede. Dink net 'n bietjie nou aan die volgende. Ek gaan nou 'n klompie goed vir u noem. Die aankondiging van Jesus se geboorte word wel deur engele gebring, maar dit word oorgedra aan armoedige en eenvoudige skaapwagters. Dit word nie in die eerste plek oorgedra aan die hoëpriester nie, of aan die koning, die magtige en belangrike mense van daardie tyd nie. Die wyse waarop die wyse manne navraag doen oor die geboorte van die koning, veroorsaak eintlik net 'n konsternasie en uiteindelik 'n tragedie. As die Seun van God mens word, dan vind sy geboorte nie in 'n pragtige koninklike paleis plaas nie, maar dit vind in 'n stal plaas. Sy wiegie is maar 'n krib. Sy ou bedjie is van strooi. Die teken wat aan die herders gegee word, waaraan hulle oor hoe hulle hom sal vind, is maar net 'n kind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Weet jy, as 'n mens so deur hierdie goed werk, dan wil jy amper sê, armer en eenvoudiger kan dit nie. Maar dink ook nog 'n bietjie verder aan die lewe van ons Here Jesus. Dink aan sy armoedige en eenvoudige bestaan as die seun van 'n timmerman daar in Nasaret. Nasaret, wat 'n veragte plek was. 'n Veragte ou plekkie. Ons lees dat hy nie 'n plek gehad het waar hy sy hoof kon neerlê nie. Uiteindelik niks gehad. Behalwe sy klere wat hy gehad het.
Toe hy later aan die kruis hang en die soldate die lot werp oor sy klere. Dan is dit maar 'n ou skamelende oes. Ons het maar net 'n onderkleed en 'n bokleed. Niks meer nie. Mense het hom in sy lewe ook nie ontsien nie. Hulle het hom nie ontsien omdat hy die seun van God was nie. Weet jy, dit was werklik met hom soos wat Jesaja vir ons gesê het. Jesaja het gesê, hy het nie skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag en ons het hom nie gereken nie. U weet hoe hy later in die gesig gespoeg is, spottend met stokke geslaan is, hoe hulle met hom die gek geskeer het omdat hy gesê het, ek is die koning. En uiteindelik het hy aan 'n kruis gesterf. En mense het gedink, nou kan ons hom vergeet. Ek dink broeders en susters, dit moet vir u duidelik wees. Johannes het geen wêreldse heerlikheid in ons Here Jesus Christus gesien nie. Geen wêreldse heerlikheid nie. Maar watter soort heerlikheid het hy dan gesien? Wat het die apostels gesien? Wat het gemaak dat hulle kinderlik opgewonde was oor die heerlikheid van Jesus Christus as die Seun van God? In hom, broeders en susters, en in sy lewe, het hulle die liefde van die Seun gesien, soos wat Paulus sê, wat sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou het as iets waarin hy hom moes vasklem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. In hierdie totale selfontlediging sien Johannes en al die apostels sy heerlikheid skitter. En sy weerloosheid en sy selfoorgawe tot aan die kruis sien hulle sy heerlikheid skitter. Die heerlikheid van sy gehoorsaamheid aan sy Vader. Hulle sien iets van die heerlikheid van sy liefde vir sondaar mense. Want hy wat self God was, kon homself verlos het, maar hy wou nie. Teen die uitdagings van mense in, het hy homself verneder, het hy pyn verduur, het hy aan die kruis gebly en gesterf. Uit liefde en uit gehoorsaamheid aan sy Vader. En daarom, broeders en susters, noem Johannes hierdie heerlikheid van ons Here Jesus Christus baie beskrywend. 'n Heerlikheid vol genade en waarheid. Dis hoe hy hierdie heerlikheid beskryf, vol genade en waarheid.
Dit was vol genade, omdat die Seun van God bereid was om diep neer te daal tot verlossing van God se kinders. Maar daarin het hy ook rotsvas bly staan. Niks kon hom van koers bring nie. Niks kon hom keer om die volle prys te betaal vir God se kinders nie. Hy is ons ware verlosser. Genade op genade het ons van hom ontvang. Maar in hom het ons ook 'n ware en werklike verlosser. En dit, broeders en susters, is die heerlikheid van God se eniggebore Seun, ons Here Jesus Christus, wat Johannes en al die apostels so geweldig opgewonde maak. 'n Heerlikheid soos hulle beskryf, vol genade en waarheid. Maar weet jy, as dit die heerlikheid van die Seun van God is, dan is dit tegelyk ook die heerlikheid van sy Vader wat hom gestuur het, van ons God. Want Jesus Christus het eintlik maar die Vader aan ons kom bekend maak. God se heerlikheid, ons kan sê die ligglans van sy majesteit en sy almag en sy geweldige krag, is nie al heerlikheid wat hy het nie, maar ook die heerlikheid van sy genade en waarheid. En so het Jesus Christus ook die Vader aan ons kom bekend maak. Hy self is die teken van die Vader se genade, sy omgee vir sondaar mense. Jesus Christus het as ware sy Vader se hart vir ons kom wys. In hierdie heerlikheid van genade en waarheid. Hy het vir ons kom wys dat God omgee vir mense. Dat hy 'n hart het, dat hy uitreik na vasgeloopte mense, verlore mense, mense wat nie meer hoop het nie. En in Jesus Christus het hy gewys dat hy betroubaar is. Jy op hom kan reken elke dag van jou lewe. En nou is die vraag, broeders en susters, wat doen hierdie heerlikheid van Jesus Christus aan jou en my? Wat doen hierdie heerlikheid van hom, hy wat vol genade en waarheid is, wat doen dit aan ons? Is dit dalk vir ons dwaasheid? Al meer mense begin dit vandag sê. Is dit dalk vir jou dwaasheid hierdie Here Jesus in sy armoede, in sy pyn, in sy sterwe vir sondaar mense? Kan jy dalk nie hieroor ook opgewonde raak nie? Is dit dalk vir jou moeilik om saam met Johannes in bewondering te staan oor Jesus Christus se heerlikheid? Weet jy, as dit so is, dan mag dit wees dat jy nog nie jou regte plek voor God ken nie. Dan mag dit wees dat jy dalk self groot en hoog voor God wil staan. Dat jy self groot,
hoog en goed voor die Here wil kom. In plaas daarvan om regtig jou kleinheid voor die Here te ken. Klein voor die Here. In jou ontsettende behoefte aan genade. Klein voor die Here. Omdat jy weet, ja, ek verdien niks by die Here nie. Klein voor die Here, omdat jy behoefte het aan verlossing uit hierdie kettings van die sonde wat jou vasbind. As hierdie heerlikheid jou dalk nie werklik aanspreek nie, hierdie vol wees van genade en waarheid van Jesus Christus. Dan moet jy bid dat die Gees jou arm van gees sal maak, afhanklik van die Here. Dan moet jy bid dat jy hierdie genade en hierdie oorvloed, dat jy dit soos 'n kindjie kan ontvang. Ontvang uit die hand van die Here. Maar as Christus se heerlikheid, sy volheid van genade en van waarheid, as dit, broeders en susters, iets is wat jou opnuut aanspreek. As jy dit haas nie kan glo nie, dan roep dit jou op om nog meer in verwondering voor die Here te leef. Om werklik in verwondering met jou Here en jou Verlosser te leef elke dag. Dan roep dit jou op om in hierdie tyd van die jaar saam met jou geliefdes die heerlikheid van Jesus Christus te besing, nog meer as voorheen. Dan roep dit ons op om dat ons Kersvreugde sal wees hierdie heerlikheid van Jesus Christus, die Seun van God. Maar dan moet ons nog iets hiermee saam onthou. Dan moet ons in ons lewe ook iets uitstraal van hierdie heerlikheid van ons Here en Verlosser. Kyk wat skryf Paulus. Paulus skryf, ons word al meer verander om in die beeld van Christus gelyk te wees. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Die heerlikheid, broeders en susters, waarin ek en jy moet groei as iemand wat van Christus genade op genade ontvang het. Daai heerlikheid beteken eenvoudig diepe nederigheid voor God, om so voor die Here te leef elke dag. Dan beteken dit gehoorsaamheid aan my Here, soos wat Jesus Christus aan sy Vader gehoorsaam was. Om sy beeld uit te straal, sy heerlikheid uit te straal. Om van jou en my ook vra, selfverloning. Selfverloning. En 'n oorvloedige liefde vir God, vir die mense wat die Here op my pad bring. Weet jy dan alleen sal dit duidelik word, maar hierdie mens
verstaan iets van God se heerlikheid. Hierdie mens verstaan iets en leef van die heerlikheid van sy verlosser, Jesus Christus. Mag dit dan so uit ons uitstraal, ook in hierdie tyd wat ons ingaan, as mense wat die heerlikheid ken van Jesus Christus, die Seun van God. Amen. Ons Vader in die hemel, ons eer U, ons aanbid U vir U ongelooflike liefde vir verlore, stikkende sondaar mense. Dit is U wat U Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hy is gestuur vanuit U Vaderhart, wat vir ons omgee. O Seun, U wat self God is, in heerlikheid. U was bereid om mens te kom word, ter wille van ons. Maar ons sien U heerlikheid, vol van genade en waarheid. Ons dankie dat ons van U ontvang verlossing, redding, hoop. Ons dankie dat ons in U sekerheid het, ook van ons eie verlossing. Ons dankie dat U bereid was om mens te word, sodat ons die lewe kan ontvang. O Heilige Gees, vervul ons harte met verwondering en bewondering en geloof. Maak ons harte vol van die heerlikheid van Jesus Christus ons Here. Hy wat nie alleen vir ons gesterf het nie, maar wat opgestaan het, wat leef, wat regeer, wat alles vir ons gaan voleindig. Maak ons lewens daarvan vol. Dit bid ons alleen om Christus ontwil. Amen.